Môre, hoe gaan dit by julle? Ja, dis 'n nuwe week met nuwe opwindings en nuwe geleenthede. En mag julle ook die Here se goedheid en sy liefde en genade elke dag beleef. En as ons in die oggende so saam kuier, mag ons versterk en natuurlik in ons gees opgetel word deur die wonderlike krag wat die Heilige Gees in ons kom uitstort. En dit is natuurlik net hy wat vir ons rede gee om elke dag in die Here se weë te leef en die wêreld aan te gaan pak. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en mag jy uitsien na hierdie nuwe week. Vanmôre lees ek vir julle 2 versies uit Psalm 116 uit. En ek lees vir julle vers 3 en 4. Dis dalk so 'n bietjie van 'n sombere 2 verse, maar hoor net hierdie psalmskrywer se noodkreet. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp en ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en die Here is regverdig. Dit is eintlik 'n ongelooflike twee stukkies in die Psalm waar hierdie ou sê dit het gevoel of die bande van die dood hom omsluit en in daai oomblik het hy uitgeskree, Here, red my. Ek weet nie of julle vir Monique en Callie Strydom kan onthou nie. Dis 2 mense wat hier in die jaar 2000 groot opspraak gemaak het. Hulle is deur die Johannesburgse persklap ook as die nuusmakers van die jaar aangewys in daai jaar. Nou, Callie en Monique is vir 4 maande lank gijslaars gewees van 'n rebelliegroep in die Filippyne. En hulle is aangehou in 'n verslete ou kamertjie en vir 4 maande was daar geen kontak met enige iemand nie. Dit was 4 maande waar hulle deur onmenslike ontberings en vrees en vernederings gegaan het. En hier so in 2001 in 'n tydskrifartikel het hulle met Monique en Callie 'n onderhoud gevoer om vir die wêreld te vertel wat was hulle ervarings. En Monique sê toe in daai artikel, 'n lyf kan baie dinge vat. Aanhoudende reën, min slaap, goggas, min water, reis sonder sout, maar dis jou kop wat swaar kry. Dis 'n sielkundige oorlog. Die intimidasie, die vrees, die gewag, die onsekerheid, die kleinste dingetjie is baie traumaties. En dan het jy net een fokus. Jy het 'n fokus om net te oorleef. As jy die dood in die oë staar, wil jy net leef. En dit het toe nou vanoggend weer vir my laat dink aan hierdie Psalm wat ons nou gelees het, van hierdie ou wat dit beleef het. En toe roep hy dit uit, Here, red my. Weet julle, soms oorweldig die lewe 'n mens. En dit oorweldig jou so dat jy baie keer wonder, is dit nog die moeite werd om aan te hou probeer? Ek veral as jou storielyn vir jou voel asof daar net geen positiewe wending kom nie, nê. En as 'n ou dan vanmôre so voel, liewe vriend, dan wil ek vir jou sê, ek is jammer vir jou. Maar weet julle meer as dit? Die Here is baie bewus van jou gemoed. En jy moet in daai oomblikke meer tyd by hom deurbring. Want God is by jou en hy sal vir jou op sy manier na die lig lei. En julle moet ook onthou, Monique Strydom se woorde, wat sy ook gesê het, jy kan niks aan die slegte dinge doen wat met jou gebeur nie. Alles gaan eintlik maar net oor hoe jy dit hanteer. So as die duister jou omvou, onthou hierdie woorde, Here, red my. Spandeer tyd met God. Hy sal vir jou verligting bring. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelvader, my storie het ook op tye dinge wat sleg is. En ek wil vanmôre vir u kom vra dat u my sal help
om dit ook te hanteer. Help my om naby U te leef en naby U te bly, want by U alleen is daar hoop en daar's lig. Help my om dit te sien, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n geseënde dag hê. En môre gaan ons voort. Lekker dag, totsiens.